vanoggend 'n paar video's gemaak oor immuunstelsel en hoekom die karnivoor dieet absoluut fantasties is vir jou immuunstelsel. En die heel eerste ding wat ons daaroor kan sê, is dat die karnivoor dieet versterk jou metabolisme. So jou metabolisme word uitgesorteer. Dinge soos oorgewig gaan weg. So as jy baie oorgewig is, dan gaan jy outomaties 'n swakker immuunstelsel hê. Ja. So dit kom daarvan dat jou insulien baie hoog is. So as mens baie hoë vlakke van insulien het, dan is dit baie problematies vir inflammasie byvoorbeeld. So as ons gaan kyk dan na die immuunstelsel, dan wil ons 'n paar goed regstel en een daarvan is hoë bloedglikose. Ek wil net vir Nico welkom sê, Rudolf, baie dankie dat julle hier is, baie dankie, Ernest, groot waardering, Jolandi, King, baie dankie dat julle hier so is, sommer baie gaaf dat julle hier is. Ja, so as julle hierdie live kan share, en dat ons so 'n bietjie van die vriende kan bykry, as hulle dalk nog nie coaching vriende is nie, hulle kan altyd coaching vriende word. Daar's baie mense wat my volg vir baie lank. Onthou, ek doen al karnivoor vir 7 jaar, en vir 7 jaar lank maak ek video's op TikTok en op Facebook, en ja, so ek is baie dankbaar vir almal wat my volg. Ek het vanoggend 'n video daar gemaak vir Leanne, ek was daar by Ubaru gewees, Leanne en Daniel, en sy sê, Daniel, kyk al die karnivoor video's, en Daniel, baie dankie, as jy dalk hierdie live nou bywoon, baie dankie dat jy hier so is, en ja, dankie vir jou ondersteuning. Dit is julle wat hierdie TikTok maak werk en die live maak werk. Kom ons kyk bietjie wie is hier so, miskien is Hanlie al hier so, MP Stander is ook hier so, baie dankie dat jy is, groot waardering, en dan Santi is ook hier so, hallo Santi, so lekker om Santi altyd te sien. Santi is 'n ou coaching vriendin van ons, sy is nog steeds op die coaching, sy doen so goed, en ek is so trots op haar. Santi, skryf bietjie in die kommentaarseksie, wat is jou aantal dae wat jy op die karnivoor is? Ek weet, is al baie, en dan ook wat jou suksesse is, want ek weet jy het baie suksesse op die karnivoor. Skryf dit bietjie in die kommentaar as jy sal. Frans, ek weet vir Frans Gerber ook groet. Ja, Frans is 'n eyster, hy lyk so goed. Kom ek sê vir julle, Frans Gerber is een van my coaching vriende, en ja, daai ou is besig om 'n legende te word. Ek sê vir jou, nee, hy het soveel dinge al uitgesorteer, en hy het baie suksesse. Frans, as jy kan tik, ek weet jy's baie besig hierdie tyd van die jaar, maar as jy daar kan tik, bietjie van jou prestasies man, dit sal so goed wees. Ek wil net hierso vir NW ook welkom sê, NW Swanepoel en Gerard Venter, baie dankie dat julle hier is. In basis ook hierso, en daar is Frans, hy waai vir my op die tikkertokker. Willie Pieters is hierso, man, die eisters is nou hierso. Willie, baie dankie dat jy is. Willie, gooi bietjie daai stats van jou man. Ja, Michelle is ook hierso. Michelle is ook 'n coaching vriendin van ons. Dankie dat julle die live like, nee, hierdie live gaan nou sommer lekker kook hoor. So ons praat bietjie oor immuunstelsel, en die ding met die immuunstelsel is, daar's 'n klomp goed wat die karnivoor dieet vir jou reg doen. So die vraag is dan, wat ons vra is, hoe kan die karnivoor dieet jou immuunstelsel versterk? Ja, en dit is baie belangrik. So die eerste ding is, soos wat ek nou gesê het, is die karnivoor dieet gaan natuurlik jou insulienvlakke afbring. En daardie is baie belangrik. En veral as ons praat oor dinge soos slijm, nee, so slijm is baie sleg vir jou. En baie mense loop rond met 'n kuggie. Hierdie tyd van die jaar loop daar baie mense rond met 'n kuggie. Selfs jong mense wat nie veronderstel is om 'n kuggie te hê nie, 'n slijm in die bors te hê of 'n slijm in die keel te hê nie. En jy moet weet, as jy jonk is en jy het sulke tekens, nee, dan is dit 'n absolute teken, jou auto-immuun is nie reg nie. Jy eet verkeerd. Heel waarskynlik eet jy verkeerd. In 95% van die gevalle kan jy dit uitsorteer met die karnivoor dieet. So baie belangrik om die karnivoor dieet reg te doen. En as jy karnivoor dieet verkeerd doen, ekskuus, ek kan net hierso gou ding doen. Nou val die sout nou om. Nou baie jammer. Ek het Celtic sout hierso. En nou gooi ek nou so pas my Celtic sout om. Celtic sout, lekker. Ja, daar gooi Frans sy stats. 114 dae, 20 kg af. Man, Frans, dit moet nou sommer op die bord gaan.
So 20 kg af 114 dae en 20 kg af en 15 plus minus 15 centimeter verloor, baie meer beweeglik en die gout is weg. Gout is weg en baie meer beweeglik. Ja, Frans het vir ons vertel daar in Mindset 36, hoe kon hy 1 kilometer loop op die strand, wat hy voorheen nie kon nie. Ja, en dit is, hoekom ek sê, Frans is besig om 'n legende te word, en dis waaroor dit gaan, nee. En dit is vir my so groot voorreg om die pad saam met die ouens te stap soos Frans, omdat hy die bootcamps ook bywoon, en hy inspireer so baie mense. Hy kom van 'n baie moeilike metaboliese toestand af, baie siek gewees, en hy is besig om sy gesondheid vir die positief om te keer. Die ouens herken hom amper nie, hoor. So het hy al gewig verloor. Sy gesig het maar geword, 20 kg af, 15 centimeter, baie mooi. So ek wil net vir die Facebook mense ook baie welkom sê, en kom ons kyk wie is almal daarso. Ja, Santi, ek dink jy het 30 kg verloor. Gooi 'n bietjie daar in die kommentaar as jy kan skryf. Ek weet nie of jy kan tik daarso op Facebookie. Ek sien nou nie daarso dat jy enige iets geskryf het nie, miskien lees ek dit mis. Nou ja, maar kom ons praat bietjie verder, né? Die punt van slijm is, slijm is 'n teken. Met ander woorde, jy kry hierdie cytokines wat basies gevorm word, né? En hierdie cytokines is seinmolekules. Ons praat baie daarvoor op die bootcamps, né? So kroniese slijm is nie 'n infeksie nie, en dikwels is dit 'n laaggraadse inflammasie. As jy die hele tyd slijm het, baie mense dink, Jesus, maar ek het nou maar net 'n verkoue wat aan die kom is, ek het nou maar 'n bietjie slijm, né? Baie keer is dit nie 'n verkoue nie, né? Dit is 'n kroniese slijm is nie 'n infeksie nie, maar dis 'n laaggraadse inflammasie. So baie dinge soos lektines en oksalate en fitiese suur gee vir jou hierdie inflammasie. So wat die karnivoor doen, is dit kalmeer jou mukosale immuunweefsel, so die mucus weefsel word rustig gemaak, en dis waaroor die hele ding gaan. So as jy hoë vlakke van glikose het, dan het jy baie probleme, want jy kry ook nou natuurlik hierdie suikerpieke, né? So dis op en af met die suiker, né? As jy nou suiker eet en stysel eet, dan het jy 'n piek, en dan duik die suiker nou weer af. En dan kry jy daardie suikerpieke, en wat dan gebeur is, jou bloedsuiker te ver val, dan kry jy ook kortisol wat afskei. En kortisol beïnvloed absoluut die slijmvliese. Dit is 'n groot probleem. Want onthou nou, kortisol gaan nou weer die glikose opstoot, nee, dan sit jy weer met hoë glikose vlakke. So, op die karnivoor dieet eet ons mos nou nie vesel nie, en dis hoekom die karnivoor dieet baie vir inflammasie help om dit weg te vat, want ons het nie meer veselfermentasie nie. Ons het nie vesel nodig om kos te verteer nie. Ons het die voeding wat ons kry van die ketose, voed ons spysvertering, en die beta-hydroksiebuteraat is absoluut fantasties vir jou spysvertering. Jy het nie vesel nodig om jou spysvertering te voed nie. As iemand na jou toe kom en hy sê vir jou, jy moet vesel eet, want hoe gaan jy nou kos voorsien vir jou gutbakterieë en vir jou gut en so? Nee, moenie worry nie. Die beta-hydroksiebuteraat, BHB, binne in die ketone, in die karnivoor, nee, en in die ketovor, gaan voldoende kos voorsien vir jou spysvertering. Ja, Louis is ook hier so. Hallo Louis, welkom hier so, nee. Ja, sy, gooi bietjie daar so die stats, laat ons sien wie almal hier so ook al is. Daar gooi Frans, nee. Hy sê 2 etes per dag, meestal party daar ou mat, 1 meal a day, hang af hoeveel ek eet. Ja, nou Frans stuur elke dag sy bordfoto. Ek het hom nou 'n kompliment gegee op sy bordfoto. So hoe dit werk met die coaching is, jy stuur vir my 'n bordfoto en ek gee vir jou dan my 2 sent. Ek gee vir jou my opinie met elke bordfoto. Jy moet nie dink jy plan nie, is vir my baie lekker. Maar is vir my so 'n groot vreugde as ek sien mense soos Frans en Santi stuur elke dag hulle bordfoto's, né? Moet net vir André groet. Hallo André. Daar is hy, André Melcher. So,
Daar gooi Santi om. Santi is 340 dae op die karnivoor. Ja, Santi, jy's 'n ster, hoor. Santi is 340 dae op die karnivoor en sy het 30 kg gewig verloor. Ja, sy is af van haar bloeddrukmedikasie af en sy kon haar metformin los, so haar bloeddrukmedikasie af en sy kon haar metformin los. Dis nou die tipe 2 diabetes. Natuurlik doen mense dit in oorleg met jou dokter, né? So die metformin kon sy los en sy is nou daar op Facebook. Sy is af van die rheumatoid artritis medikasie en ja, en dan inflammasie is baie beter en dan rustelose bene is weg en daai is 'n groot prestasie. Ja. Right, en die meeste pyne sê sy, die meeste pyne in haar knie, voete en hande is weg. Ja man, Santi, daai so pyne is meeste weg. Ja. En baie keer is dit 'n ding soos rheumatoid artritis, né? Jy bestuur dit, né? Dis nie te sê dat dit alles weg gaan wees sommer nou, jy weet, binne 340 dae nie. Onthou, dit is 'n ding waar Santi mee baie dekades mee kom. En sy doen fantasties goed. Ek is so trots op haar. Sy stuur haar bordfoto's deur. Alles is mooi. Haar urinesuur is weg, sê sy. En ek is baie trots op haar. Ja, dit is baie goed. Ja, JJ Oosthuizen is ook hier so. Kevin Span, dag sê julle. Alright, maar kom ons praat bietjie verder, né? En ons praat bietjie oor die bronchiale spanning wat mens baie keer ervaar. So wanneer jy hierdie bronchiale situasie het en jy kan nie lekker asemhaal nie, dan gaan 'n klomp goeters verkeerd. Byvoorbeeld, jy kry nie genoeg suurstof nie. Jy kry ook nie genoeg slaap nie. Jou kortisol vlakke gaan op as gevolg van hierdie bronchiale ding. So nou kap jy jou van twee kante af. Aan die een kant eet jy nie reg nie. So aan die een kant het jy hoë glikose vlakke wat jy eet baie stysel en jy eet baie suiker en jou inflammasie is dan baie erg. En dan kry jy 'n ding wat hulle noem glikasie. So glikasie is waar die selwandjie seer kry. So dit is wanneer die glikose letterlik die membrane van die sel beskadig. En dan kry jy wat hulle noem AGE's. So dit is gevorderde glisifikasie eindprodukte, advanced glycation end products. En dis letterlik klein afvalstukkies wat tussen jou selle gaan lê en dit sukkel om afgevoer te word, want iemand wat verkeerd eet, het in baie gevalle hulle 'n baie swak gesondheid. So hulle fyn haarvaatjies en hulle fyn slagaartjies, die haarvaatjies, die aartjies en die slagaartjies, die fynetjies, is swak. Jy weet, dit is gewoonlik broos en die suiker veroorsaak dit. Die suiker veroorsaak dat die are broos word. Met ander woorde, die afvoer van hierdie afvalstowwe is baie swak. So wat jy dan nou kry, is jy kry 'n opbou van hierdie afvalstowwe wat hulle noem gevorderde glikasie eindprodukte. En wat wil jy doen? Jy wil ontslaa raak van daai inflammasie. Dis die heel eerste ding wat jy kan doen. En dan kortisol ook. Nee, die vraag is die kortisol, nee, hoe werk dit nou met die kortisol? Soos ek gesê het, as jy nou heeltyd so verkeerd eet, jy eet hierdie baie glikose, nee, dan kry jy mos hierdie geweldige hoë glikose vlakke, maar dit gaan weer af. En dan het jy daai geweldige dip wat jy kry, nee, daai sugar low, sal mens nou maar sê. Jy kry mos eers 'n sugar high en dan kry jy 'n sugar low, maar dan skei kortisol af. En dan, dit is om jou lewe te beskerm, nee. Maar die probleem is daai inflammasie, en dan ook die psigiese stres, nee. En dan kronies sien jy ook dat jou immuunstelsel uit balans uit is, nee. So die slijmvliese raak ooraktief en jy sit die hele tyd met daai kroniese sinus en se postnasale drip en alles. So karnivoor kan kortisol normaliseer. En die hele doelwit is om jou bloedsuiker te stabiliseer.
so jou bloedsuiker te stabiliseer, maar jy sê dalk nou vandag van my, nee, maar ek het nie hoë bloedsuiker nie, nee, ja, maar weet jy wat, nee, gaan praat met iemand soos Jaco, nee, Jaco is nou hier so op TikTok, hallo Jaco, is lekker om jou te sien, Jaco is daar vir Jankie, 'n groot vriend van my, en hy was in staat gewees om sy bloedsuiker te stabiliseer met die carnivore dieet, en sy vrou het al 16 kg gewig verloor, Gina, baie geluk, en Jaco hulle doen nou die keto word deesdae, maar hy was al op baie bootcamps gewees. Jaco, ek stuur vir jou Mindset 36, ek sal hom nou vir jou stuur, maar Jaco, as jy wil, nee, ek weet jy is vrek besig, nee, maar as jy wil, skryf bietjie jou suksesse daarso, as jy kan tik op die TikTok daarso, nee, dan gaan ek net hierso dit neerskrywe, maar ek wil nou vir jou Mindset 36 stuur, want joh, Jaco se getuienis is so sterk, hy het al 'n paar keer dit kom getuig, maar ons het donderdagoggend 10:00 het ons Mindset 36 en dit sal net lekker wees om Jaco se getuienis daar te hoor. Jaco het my vertel, nee, dat en hy het my gewys, dat sy vingers, nee, sy duime, as ek reg onthou, nee Jaco, kon beter beweeg, of het begin beter beweeg, daar was 'n styfheid gewees, en dit het baie beter geword, en natuurlik die bloedsuiker wat vrek onstabiel was, die het hy gestabiliseer, en dit is so mooi, ja, dit is baie mooi. Floors Sokkie so, hallo Floors, en as julle die live kan share man, dit sal sommer grand wees, hoor, as julle daai like knoppie kan druk, en die share knoppie, laat hy loop. Goed, so ons kyk bietjie na die hoë kortisol vlakke, ook baie belangrik, nee, regte groot porsies op carnivore is belangrik, want as jy te min kos eet op carnivore, kan jou kortisol ook opgaan, en daarmee kan ek jou help. Selfs te min sout kan jou kortisol laat opgaan. Ja, en as jy te veel in 'n vas ingaan, dan kan jou kortisol opgaan. So, carnivore is 'n vastende mimiek te eet, en daarmee kan ek jou help, en ek kan vir jou presies sê, wanneer moet jy eet, en hoe moet jy eet, en hoeveel moet jy eet, en ons het planne om dit alles baie mooi te verduidelik, en jy doen 'n coaching sessie met my. Ja, daar sê, so kom ons hoor bietjie daar, wat sê die mense. Alright, so kom ons kyk nog verder, hoe kan die carnivore dieet jou immuunsysteem nog verder verbeter. So die volgende ding is natuurlik hierdie interleukin 6 en TNF-alpha, né? So hoe kan die carnivore dieet TNF-alpha en ook interleukin 6 hanteer en verbeter? So wat basies gebeur is, omdat jy jou insulienweerstandigheid wegvat, né? So jy kry nie hierdie geweldige insulienpieke nie. Want baie mense sê vir my, joh Kobus, my bloedsuiker is normaal. Ja, jou bloedsuiker is normaal as jy dit gaan toets, maar jy sit met insulien wat te hoog is. So wat gebeur is, jare voordat jy 'n diabetes, sit baie mense al met hoë insulien. Hoekom? Want hulle eet verkeerd, hulle eet te veel koolhidrate, hulle eet stysel, hulle eet graan, hulle eet pap, aartappel, suiker, mielies, en lekker goed en koeldranke sonder om te stop, né? Maar dan sê hulle vir jou, nee, maar as ek my bloedsuiker toets, is my bloedsuiker normaal. Ja, né? JJ vra as jy 'n dokter. Nee, ek sê 'n dokter nie. Maar jy hoef nie 'n dokter te wees om jy gesond te eet nie, JJ. En ek coach al vir 7 jaar of vir 6 jaar. Ek coach vir 6 jaar op die carnivore dieet. Ek is 7 jaar op die carnivore, ek is gesertifiseer deur Revero.health. Ek is 'n carnivore coach al vir 6 jaar. En ek help mense, ons het bootcamps, ons het al 73 bootcamps wat op die bord is. Ja, die laaste bootcamp wat ons nou opgelaai het, is Parkinson's, en voor dit doen ons ApoB cholesterol. Ek gaan vanaand met een van ons coaching vriende praat oor haar ApoB cholesterol. So as jy nou nie weet wat is ApoB cholesterol nie, dis daai klein partikel cholesterol, die gevaarlike cholesterol, want alle cholesterol is nie gevaarlik nie. So, daar's Johan die Eyster, die man van stal, né? Daar van Naboomspruit is hierso. Hy het nou net ingestap. Yesterday, my maat. Gooi bietjie daai stats van jou, Johan. Asseblief man. Dit sal nou nice wees. Daar gooi Louis. 381 daar. Louis, gooi bietjie daai stats, né? Hoeveel kilogramme, my maat? Louis, 300
381 dae karnivoor. Well done. Hoeveel het jy afgegooi? Vertel my bietjie. Gooi my bietjie daai stats. En Louis, ek volg jou terug, né? Kyk het jou accounts private, né? Daar is hy. Ja, Louis sê, hy is nog nie deel van julle groepering nie, maar volg soos ek kan op TikTok. Dankie Louis vir elke video wat jy kyk en elke live wat jy bywoon. Ek het groot respek en ek dankbaarheid teenoor jou. En weet jy wat, eendag gaan jy nog jou weg oop sien om met my te gesels en dan doen ons 'n coaching sessie. Louis, al doen jy een coaching sessie met my, het jy vir altyd toegang tot die bootcamps. En dit is so lekker net, julle wat nou al so lank karnivoor doen, 381 dae karnivoor, né? Julle is so welkom op hierdie bootcamps. Dis waar jy met mense soos Jaco kan praat, Fiankie. Hy's 'n eyster hoor. Ek en Jaco kom al 'n lang tyd. Jaco is al 2 jaar seker, né? Wat ons die paadjie stap en Jaco het sy bloedsuiker gestabiliseer. Jy kan met mense praat wat 4 jaar die karnivoor doen. Santi ook. Santi is 340 dae op die karnivoor. Sy 30 kg gewig verloor. Sy's nou daar op Facebook. Sy's af van haar bloeddrukmedikasie af. Sy's af van haar statins af. Sy's af van haar metformin af. Natuurlik in samewerking met die dokter. Haar urinesuur is weg. Sy kon haar reumatoïde artritis medikasie los. Inflammasie is beter. Rustelose bene is beter. Die rustelose bene is weg. Die meeste van haar pyne is reeds weg in die knieë en voete en hande. En dit is wonderlik. Dit is 'n groot getuienis. Ja, Willem is ook hier so. Hallo Willem. Ja, sê man, lekker om jou hier te sien. Ja, so Andrei ook hier so. Andrei, Melcher, Tash, baie welkom. Michelle, baie dankie dat jy hier is. Ek is so dankbaar jy is hier so. Dis altyd goed. Michelle reageer baie goed op die coaching, maar ek is baie trots op haar. Ja, baie trots op haar. Ja, sê. So, nou goed. So, glikose is baie sleg vir hierdie NF-alpha. So die TNF-alpha en interleukin 6 produksie. So wat gebeur is as jy hoë glikose vlakke het, né, dan skiet jou NF-alpha op. So die NF-beta word geaktiveer. So TNF-alpha en interleukin 6 produksie word dan aangedryf. So wat doen die karnivoor? Die karnivoor hou jou bloedglikose stabiliseer en hy verlaag jou basiese of basale insulienvlak. So dit verminder die NF-beta, so minder sitokiene ontlading vind plaas. Sitokines is seinmolekules, hoor. So dit is seinmolekules wat inflammasie aanblaas. En inflammasie is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Kom ons wees nou maar eerlik daaroor. Die Here het ons geskape om inflammasie ook te kry, maar nie kronies nie. So as jy blootgestel word aan patogene of jy dalk seer gekry of so, ja, dan kan jy inflammasie hê en dan het inflammasie 'n goeie rol. Maar as jy kronies sukkel met inflammasie, as jy loop met daai slijmbors, dan is dit nie 'n goeie ding nie. Net vir Charlotte Meitman groet. Hallo Charlotte, daar is sy, Charlotte en Marius. Daar is sy man. Dit is lekker om julle te sien daar op die Facebook, né? Ja, so ons praat so 'n bietjie oor inflammasie, Charlotte. Inflammasie in 'n bors. Ek sê nou vir die mense, Charlotte, as jy kroniese inflammasie het, né, as jy die hele tyd loop met 'n bors wat vol slijm is en jy hoes die hele tyd en jy kug die hele tyd, daar's heeltyd 'n gesluk van die slijm wat of postnasaal afdrup of die slijm is hier in jou bors. Weet jy, Charlotte, dat die karnivoor dieet kan jou absoluut help om daardie slijm weg te vat. Hoekom? Want die hoë insulienvlakke veroorsaak dat daardie inflammasieproses in die slijmvliesweefsel basies meer word. So dit is 'n heeltyd 'n kroniese situasie wat vererger word as gevolg van die hoë glikose vlakke. So mense eet te veel suiker, mense eet te veel stysel en hulle insulien is dan baie hoog as gevolg van hierdie verkeerd eet. En dit is daai hoë vlakke van insulien wat dan basies die slijm veroorsaak op die slijmvliesweefsel vlak. Ja, so alles kom terug na jou darm toe. As ons kan praat oor 'n gesonde darm, jy weet, as jy praat van intestinale deurlaatbaarheid, 'n leaky gut, né? So 'n leaky gut word ook veroorsaak deur dinge soos lektines en oksalate. Dit is planttoksines, né, wat
mense in groente kry. Dit is nogal jou gesonde, goeie groente, né? Soos broccoli en spinasie, wat mense nou eintlik aanbeveel is, dit is nou wat jy moet eet. En ja, ons doen ook die keto wor, of my vrou doen die keto wor, maar daar selfs daardie donker tipe groentes wat in die keto wor is, kan problematies wees, omdat dit nog steeds oksalate het. Dit het baie oksalate. En daarom, as jy 'n coaching sessie met my doen, dan kan ek vir jou saam met jou 'n besluit neem en sê, hoor hierso, miskien is die keto wor nie vir jou nie, miskien moet ons kyk na die karnivoor, maar die karnivoor is ook nie net iets op 'n lysie nie. Daar is 'n hele klomp dinge wat in die karnivoor is, wat op 'n lys is van 'n normale karnivoor, wat ek vir baie mense uitsny, want dit veroorsaak inflammasie. Hulle is op 'n baie slegte plek metabolies. Nou goed. En ja, hier is sommer so 'n stukkie geestelike praat ook, nee, want ons is nie skaam om te praat oor die geestelike goed nie. As jy in 'n geestelike bediening staan, ek het baie predikante, of nie baie nie, ek het 'n hele paar predikante wat coaching by my doen, en ander geestelike mense wat coaching by my doen. En as jy in 'n geestelike posisie is, en jy doen geestelike werk, en jy voel, daar's 'n roeping op jou lewe, very good, nee, maar hier is die probleem, as jy nie gaan kyk na die tempel wat die Here vir jou gegee het nie, en jy maak jou roeping korter, want jy gaan nou nie lank gesond bly nie, jy gaan korter lewe, as gevolg van jou gesondheid, dan sê ek altyd vir my predikant vriende, coaching vriende, dan sê ek vir hulle, wie se skuld is dit? Jy weet, so, toe praat ons nou oor brassery, nee, brassery is 'n groot sonde, en een van my coaching vriende, wat 'n predikant is, hy het spesifiek daaroor gepraat, nou die dag, in 'n mindset bootcamp, en ek is so dankbaar, dit gaan met hom goed, dit gaan met sy vrou goed, hulle doen baie goed, en soos ek sê, as jy in 'n geestelike posisie staan, waar jy dalk geestelike werk doen, of jy predikant is, en maak nou nie saak, wat se tipe geestelike werk jy doen nie, en jy voel, daar's 'n roeping op jou lewe, dan is daar verantwoordelikheid op jou, om jou tempel, wat die Here vir jou gegee het, reg te hou, en nie net staat te maak op 'n klomp medikasie nie, want jy sien, medikasie is nodig soms, nee, ek is nie teen medikasie nie, ek is nie teen dokters nie, ek self gaan ook dokter toe as ek moet, maar die realiteit is, dis nie die dokter se verantwoordelikheid om jou gesond te hou nie, dit is jou eie verantwoordelikheid om jouself gesond te hou, nee, en daar sê Jaden sê 2 PM, Jaden, dag sê, Nicoline is ook hier so, ek wil net gou vir Nicoline groet. Nicoline, gooi bietjie jou stats daar so vir ons, nee, Nicoline en Johan is hier so van Naboom, en ja, hulle het baie goeie stats op die karnivoor. Willie Pieterse, nee, Willie Pieterse is 'n coaching vriend van my, en hy sê, Nkonza is ook hier so, Lida is ook hier so, hallo Lida, dankie vir die volg, groot waardering, nee, en daar sê, ek volg sommer dadelik terug Lida, baie dankie vir die volg. Ja, Nicoline, gooi bietjie julle stats daar so, Magda, so, wow, wat awesome, kan jy, ja, volg my Magda, ek is nie 'n dokter nie, nee, maar volg my asseblief, ek coach al vir 6 jaar lank op die karnivoor dieet, Magda, ek volg jou, volg my terug. Nou as hy, Willie Pieterse sê, karnivoor het my lewe geheel en al verbeter. Op 4 Desember is hy al 1 jaar karnivoor. Ek praat onder korreksie, maar ek dink Willie is 38 kg af. Willie, gooi bietjie jou stats daarso vir ons asseblief. En dan Johan Marie en Nicoline, as julle bietjie julle stats ook daar kan gooi, dit sal nice wees. Kom ons kyk bietjie daarso. As ek praat onder korreksie, ek dink Johan, jy 16 kg af. Daar gooi Willie. Willie is 37.5. Yes. Willie Pieters is 37.5 kg af. Jy is daai ou se eyster hoor. Nee, hy het gesê gesond. Johan sê hy het hom bo gegooi. Johan, ek sal nou opskrul. Dankie man. Alright, kom ons kyk bietjie daarso. Daar sê, dit is net so bietjie. Ek mis hom Johan, ek gaan hom nou kry. Om een of ander rede, ja, Johan,
wil jy hom nie weer tik nie. Ek dink oordat die live uitgegaan het, het hy daai nie gegooi nie. Gooi net jou stats, jou en Nicolien se stats op daarso. Daar gooi Nicolien 13 kg. Nicolien is 13 kg af en 12 cm. Coaching vriende van my. Ja, hier op Naboom. En ek is so trots op hulle. Johannes, hulle seun is dit 8 kg wat Johannes af is, nee. Hy is 13 jaar oud. Gooi Johan, 16 kg af en 12 cm, hulle is 85 dae karnivore. Kyk, maar hulle is baie cool met dit, hulle is op elke live, hulle is op elke bootcamp. So, hoe werk die bootcamps? Ons het opvoedkundige bootcamps, ons doen môreoggend 10:00 die Alzheimer's bootcamp, jy wil dit nie misloop nie, dis 'n geskenk wat jy nie vir jou familie wil gee, is Alzheimer's nie. So, wat wil jy vir hulle gee? Gee vir hulle die Alzheimer's bootcamp, maar moenie vir hulle Alzheimer's gee nie. Alright, Alzheimer's is 'n siekte wat jy nie vir jou familie wil gee nie, want die ding is wat jy vandag eet, bepaal hoe jy gaan wees oor 5 jaar van nou af, oor 10 jaar van nou af. As jy nie vandag reg eet nie, en jy oor 10 jaar van nou af Alzheimer's, nee, dan is dit jou eie skuld. Sorry, nee, ek het dit in my familie, en die realiteit is, nee, mense luister nie, hulle hoor, maar hulle luister nie. Ek sê vir jou, dat hoë insulienvlakke en hoë glikosevlakke beskadig jou brein. So, jy het 'n energiekrisis in jou brein. Dit is nie die plaag wat Alzheimer's veroorsaak nie. Die medikasie van Alzheimer's is great, gebruik dit, dis fyn, maar dit is nie die antwoord nie. Die antwoord is, moenie die plaag in die eerste plek kry nie. So wat veroorsaak die plaag? Dit is die hoë koolhidraat dieet, dit is glikose wat te veel is in die brein, en jou insulien kan nie meer in jou brein ingaan nie, en dan het jy 'n bloed-brein barrier, en die insulienreseptore is weerstandig, hulle wil nie meer in die brein ingaan nie, maar die glikose bly ingaan, en jy eet chocolates, en jy eet koek, en jy eet aartappel, en pompoenkoekies en whatever, en koeksisters, en melktert, en die suiker word meer in jou brein, en jy kry glikasie van die selle, jy kry letterlik jou brein se selle, die selwande raak stikkend. Dis wat glikasie doen, dit roes op. En wat jy doen met karnivore is, jy vat eerstens die suiker weg. Hoekom wil jy gif eet? Suiker vernietig jou brein. Nee, dan gebeur nog 'n tweede ding met jou, nee. Jy kry hoë insulienvlakke. Nou hier gebeur daai tweede ding waarvan ek nou praat. Hoë insulienvlakke opreguleer jou urinesuurretensie. En dan sit jy daarso met are wat hard word in die brein. Jy kry risiko van vaskulêre demensie van 44% as gevolg van hierdie hoë urinesuurvlakke. Kom ek gebruik Santi as 'n voorbeeld. Santi het haar urinesuur afgebring. Sy het 30 kg gewig verloor, sy is nou daar op Facebook, sy luister nou. Sy het 30 kg gewig verloor, sy is af van haar bloeddrukmedikasie af. Hoekom? Want haar insulienvlakke is nie meer hoog nie. 80% van alle bloeddruk is insulienweerstandigheid. As jy die like knoppie en die share knoppie kan druk, dan sal ek baie bly wees. Ons is op 'n rol. Kyk, ons gooi nou milies, hoor. Laat hy loop. Druk bietjie die share knoppie en die like knoppie. Miskien is daar iemand wat se lewe jy wil red. Share vir hulle hierdie live, laat hulle nou by hierdie live uitkom, want miskien moet hulle coaching met my doen, want letterlik, soos as jy iemand ken wat moontlik Alzheimer's gaan kry oor 10 jaar van nou af, nee, of oor 5 jaar van nou af, maybe kan jy dit keer, deur vir hulle hierdie live nou te stuur, of vir hulle my nommer te stuur ten minste. Maar kom ek sê vir jou, nee, op die einde van die dag, the buck stop with you, die bus stop met jou, nee, dis jou verantwoordelikheid, dis niemand anders se verantwoordelikheid nie. Ek het vanoggend 'n video gemaak, toe sê ek, kry bietjie 'n sin vir dringendheid vir jou gesondheid, nee. Ek sê daarso in daai video, ek sê, as jy nie 'n sin vir dringendheid het vir jou gesondheid nie, nee, wie moet dit hê, as jy nie 'n sin vir dringendheid het vir jou eie gesondheid nie? Maar nee, mense hou van die lekker goed. Nee, ek kan nie die lekker goed los nie. Jy's verslaaf, man. Kom ek sê vir jou, weet jy wat, nee, as jy 'n verslawing het, nee, onthou net een ding, verslawing is 'n sonde, hoor. Die laaste keer toe ek gecheck het, verslawing is 'n sonde, of dit nou lekker goed is, en of dit ander goeders is, maak nie saak nie. Maar verslawing is nie die wil van die Here nie.
Ja, so as jy verslawing het, as jy suiker verslaaf is of versoeter verslaaf is, al is dit 'n zero koeldrank, nee, raak ontslaaf van daai goed man, maar laat ek jou daarmee help, want dit is letterlik 'n addiction. Kom ek sê vir jou, nee, jy het twee tipe bakterieë in jou liggaam. Die een is 'n bakterie wat stysel eet en suiker eet, en die ander een is 'n bakterie wat proteïene en vette eet, nee. Maar nou kry jy 'n situasie dat jy voer die verkeerde hond. Jy het twee honde, kom ons noem dit nou maar wolwe, dit klink beter. Jy het twee wolwe in jou maag, nee, die een wolf eet suiker en stysel, en die ander wolf eet proteïene en vette, nee? Maar jy bly die verkeerde wolf voed. Jy voer daardie wolf wat die suiker en die stysel eet. Pas op, hy gaan vir jou byt, hoor. En hy byt vir jou, jy kry Alzheimer's, jy kry artritis, jy kry hoë bloeddruk, want 80% van alle hoë bloeddruk is insulienweerstandigheid. Ja, jy kry ander tipe hoë bloeddruk ook, né? So ander tipe hoë bloeddruk byvoorbeeld is waar jy stres het, angstigheid het, daai tipe goed. Ja, dit kan jou ook hoë bloeddruk gee. Of as jy miskien 'n onderliggende infeksieprobleme het, sulke tipe goed, inflammasie, dit kan ook hoë bloeddruk gee. Medikasie, alkohol, dit kan ook hoë bloeddruk gee, maar dis net 20% van die kere. 80% is dit insulien wat te hoog is. Dit opreguleer jou aldosteroon hormoon in die byniere, en dan opreguleer dit die soutretensie in jou niere, en daar het jy hoë bloeddruk. Ek het my eie hoë bloeddruk uitgesorteer 7 jaar terug met die karnivoor dieet binne 2 maande, en jy kan dit ook doen, maar doen karnivoor reg, want as jy karnivoor verkeerd gaan doen, dan gaan jou urinesuur hoogstoot, en dan gaan jy dit erger maak, jy gaan jou soutretensie hoogstoot. So ons kyk na porsiegrootte, ons kyk na vetpersentasies, ons kyk na wat jy eet, en ons sny sekere karnivoorprodukte uit. Heel waarskynlik sal ek vir jou sekere goed moet uitsny uit die karnivoor dieet uit, en ek kry baie mense, dan begin hulle karnivoor doen, en dan beleef hulle 'n frustrasie, en dan stop hulle die karnivoor, en dan sê hulle vir almal, nee maar hulle het karnivoor gedoen, maar hulle het karnivoor heel waarskynlik verkeerd gedoen. Hulle het nie motivering gehad nie, hulle het nie rugsteun gehad nie, hulle het nie die kennis gehad nie, hulle het heel waarskynlik te min vet geëet, hulle het heel waarskynlik die verkeerde speserye gebruik, hulle het heel waarskynlik verkeerde goed gedrink saam met karnivoor, hulle het heel waarskynlik verkeerde karnivoorprodukte gebruik wat op 'n karnivoorlysie ergens is, en hulle dink nee, maar dis fyn want dis karnivoor, dit kom ons van 'n dier af, so dit moet fyn wees. Nee, dis nie noodwendig fyn nie. Ek sien elke dag of elke donderdag in die Mindset Bootcamps, hoe karnivoor vriende, coaching vriende getuig, dat as hulle hierdie goed terugbring, wat ek vir hulle uitsny, in hulle spesifieke situasie, as hulle dit te vroeg terugbring, dan kry hulle nog meer inflammasie wat terugkom. En ja, dis dit. So kom ons praat, bly ons afgooi. Alright. Nou sê, Nicoline, baie dankie dat jy die live geshare het, groot waardering. En goed, daar sy. Goed, nou ja. Kom ons kyk bietjie na LPS. Wat is LPS? LPS, nee, is hierdie klein afbreekstukkies, nee, van bakterieë. Right. So wat basies deur die gut lining gaan. So wat gebeur is as jy intestinale deurlaatbaarheid het, nee, dan kry jy hierdie lipopolysakarides, nee, dit is LPS. Dit kom basies van die buitemembraan van gram-negatiewe bakterieë af, okay? En dit kom van die darmwand af, en dit gaan deur jou darmwand, alright? So jy het intestinale deurlaatbaarheid, as gevolg van alkohol, as gevolg van oksalate, as gevolg van lectinus, as gevolg van gluten, het jy intestinale deurlaatbaarheid, van dekades se verkeerd eet, maar karnivoor kan dit regmaak. Maar daai LPS lek deur, alright? En ja, ons gaan in die cholesterol bootcamp bietjie praat oor LPS, ek wil nie nou praat oor LPS nie, maar cholesterol. Cholesterol speel 'n baie belangrike rol met LPS. Cholesterol, nee, ek sal net so 'n klein stukkie sê daaroor. Cholesterol, die sogenaamde slegte cholesterol, weet jy nou al ooit gedink het jy het slegte cholesterol? Nee, jy het nie slegte cholesterol nie. LDL is eintlik 'n goeie cholesterol, alhoewel hulle dit slegte cholesterol noem. Kom ek gee vir jou een stukkie goeie ding wat LDL doen. LDL, of ek sal vir jou 2 gee. LDL doen 2 goeters. Die heel eerste ding is hy vervoer die triglycerides deur die bloed. Nou right?
Triglycerides is vetselle wat jy het as gevolg van hoë koolhidrate. Alright? So 'n karnivoor gaan in elk geval lae triglycerides hê. Dit het 'n 2 keer hoër risiko vir hartsiekte as LDL. Maar as jy baie triglycerides het, met ander as jy baie koolhidrate eet, as jy baie glikose in jou bloed het, dan gaan jy hoë triglycerides hê, né? Maar wat dan gebeur is jou LDL vervoer hierdie triglycerides deur die bloed en wat dan gebeur is jy kry hierdie klein partikel LDL en dit is waaroor ons gepraat in die cholesterol bootcamp, is die ApoB. Die ApoB bootcamp, cholesterol bootcamp. Daai klein gevaarlike cholesterol, maar dit kry jy as jy verkeerd eet. Alright, dus net gou hierso, net iemand gou help, en alright, ek gaan net gou daar so maak, kom ons kyk, hoe kan ons jou help, alright, en, ons het mis nou 'n nuwe motto nou hierso, nee, ons het 'n nuwe motto vir die nuwe jaar, vir 2026, want 2026 gaan ons bietjie groot gaan met die karnivoor. So, ons het nou besluit, ons gaan nou boelies blok, en ek het nou pas lekker hierso voor die ou jaar, het ons 'n boelie nou net geblok, nee, lekker, nommer 26, ons het jou geblok, hoor, 1, 2, 3, blok myself, daar gaat jy hou maar lekker verby, hoor, is nie welkom hierso nie. Alright, so goed, nou gaan ons bietjie verder, en ons kyk bietjie na die tweede ding wat cholesterol doen vir jou, nee, ek praat van LDL, die sogenaamde slegte cholesterol, wat jy nou gedink het, is sleg vir jou, nee, wat almal vir jou vertel, dit is so sleg vir jou hart, nee, dit is nie sleg vir jou hart nie, ja, as jy hoë triglycerides het en 'n lae HDL, as jy dan hoë LDL het, verseker, dan moet jy pas op, want dan gaan jy daai klein LDL's hê, daai SDLDL's, nee, maar die feit van die saak is, nee, LDL cholesterol, alright, maak ook die bloed skoon, hy haal daai LPS uit, dit is daar die lipo, polysaccharides, nee, en ja, hy verwyder dit uit die bloed uit, so, en LPS kom natuurlik van daardie bakterie af, gram-negatiewe bakterie, so dis lipopolysaccharides, ja, dis wat dit is, en dit is kragtige inflammasiesnellers, so daai LPS, nee, kap jou inflammasie, dit veroorsaak jou slijm, nee, dit prikkel die slijmvliese, LPS prikkel die slijmvliese, dit aktiveer jou mastcelle, dit verhoog jou mucus-sekresie, en jy het meer slijm in die bors, as gevolg van hierdie LPS, maar waar kom dit vandaan? Het kom van jou hoë koolhidrate eet af, het kom van jou pizza af, jou pizza etery en jou hoë koolhidraat etery, die chips en suiker en al die verkeerde goed wat jy eet, ja, en nou sit jy met 'n bors wat nie wil gesond word nie, maar dit is die slijm wat vir jou pak slaag gee, hoekom? Want dis die LPS, het kom van jou lekkende darm af, die LPS, die lipopolysaccharides, alright? So met ander woorde, karnivoor dieet verlaag jou TNF-alpha en jou interleukin 6, dit is synmolekules, deur metaboliese stabiliteit te bring. So karnivoor bring vir jou metaboolies stabiel en jou ketone dryf dan jou inflammasieremming. So wat basies gebeur is, jy sit met 'n fantastiese meganisme, jy kry hierdie beta-hydroksiebuteraat, nee, van die ketone, wat inflammasie pak gee, heel week lank. En dit is waar jy kan wees. Dis wat jy kan doen met die karnivoor dieet. Jy kan jou immuunstelsel verbeter. Alright? Hoe doen jy dit? Jy kyk na jou darmgesondheid. Jou darm is nie gesond nie. Jy loop heel waarskynlik met bloatedness. Maar kom ek sê vir jou, as jy sukkel met bloatedness, nee, WhatsApp my dat ek jou kan help met daai bloatedness, laat dit kan weggaan, want bloatedness gaan vir jou veroorsaak dat jy slijm op die bors kry. Ja, verseker. Hoekom? Want as jy bloated is, gaan jy heel waarskynlik 'n lekkende darm ook het. As jy bloated is, het jy heel waarskynlik spastiese kolon, jy het heel waarskynlik ook IBS probleme, nee? En daar's baie mense, nee, as ek sommer net gou kan dink aan Denise, Joanne, nee, Denise is 4 jaar karnivoor, sy het ontslaag geraak van haar IBS, nee, Frans van der Merwe het ontslaag geraak van sy IBS, hy het nou aan dit getuig, Joanne het ontslaag geraak van haar IBS, irritable bowel syndroom, nee, so irritable bowel syndroom en slijm het ook 'n baie sterk konnotasie,
Ja, dis direk aan mekaar gekoppel, dis biologies, hoor. So op die einde van die dag, IBS is maar blote teken van 'n versteurde darmepiteel. En jy het hierdie konstante laaggraad se inflammasie, nê. So wat gebeur is die IBS gee vir jou hoë LPS, nê. So die LPS is mos daai lipopolisakariede, daai wat ons nou van praat wat van die gram negatiewe bakterieë afkom. Alright? En dit veroorsaak dat die TNF-alpha en die interleukin 6 seinmolekules, die sitokines, die seinmolekules, ons liggaam het mos boodskappertjies. Dan stuur hy hierdie TNF-alpha en die interleukin 6, stuur hy hulle all over the show, En dan kry jy nou in jou bors en in jou keel kry jy nou slijm, en dan dink jy nou, maar dis die melk wat ek gedrink het wat vir my slijm gee. Nee, dit is die koolhidrate wat jy eet, dis die pizza, dit is die melktert, dit is die brood wat jy eet, dit is wat jou veroorsaak. Kan die suiwel dit veroorsaak? Ja, dit kan dit ook veroorsaak, maar in 95% van die kere is dit die brood wat dit veroorsaak, dis die gluten wat dit veroorsaak, want wat die gluten doen, is dit breek jou intestinale wand oop, so jy het 'n een sellaag dik kan ek sê, 'n darmwand, hy's net een sellaag dik, en boop dit het jy 'n mukosale laag, hulle noem dit die glykokalix, maar wat gluten nou doen, en suiker en alkohol, is dit breek, en lektines en oksalate, dit breek hierdie glykokalix, dit breek hierdie gelagtige laagie, en dan sit die epiteelselle, die eensellige laagie, epiteelselle, sit so, en dan maak hy oop as gevolg van daai lektines en oksalate, en dan sit jy met intestinale deurlaatbaarheid, en dan het jy LPS wat deurlek binne in die bloed in, en dit gaan oralste heen, en dan kry jy hierdie TNF-alpha en interleukin 6 sitokine, seinmolekules, en dan het jy inflammasie in jou bors, in jou keel, maar waar kom dit vandaan? Dit kom van jou darm af. So as jy hierdie live nou sien, deel bietjie hierdie live, laat ons bietjie kyk, ons moet hierdie live bietjie boost, dat ons die mense help om ontslae te raak van hierdie voortdurende kuggie wat hulle het. Hulle moet altyd so kuggie, slijm in die keel, en so bietjie 'n kuggie, in 'n hoesery, en so, en dit forever los jou nie, Kan ek vir jou sê, ek weet nie wanneer laas ek 'n verkoue gehad het nie. In die hele karnivoortyd, dink ek het een keer 'n verkoue gehad, ek het 'n griep, maar ek was hondsiek gewees vir een dag. Ja, in die hele karnivoortyd, is 6 jaar, het ek, as ek reg onthou, een keer 'n lekker griep gehad, maar ek was hondsiek, maar vir een dag. My immuunstelsel is sterk, dankie Here daarvoor, maar ek eet reg. So, dit help jy bid vir gesondheid, en dan eet jy vir die eerste span nie. Wat help dit? Wat help het jy preek, maar jy doen brassery? Die bottom line is dit, as jy, if you walk the talk, daai is belangrik vir my. Ek het baie tyd vir predikers en predikante, as hulle die pad regstap. Met ander woorde, as jy op 'n preekstoel staan en jy preek, en jy pleeg brassery, sorry, ek gaan nie na jou luister nie. Alright? En is niks teen jou as mens nie, jy is dalk 'n wonderlike mens, en jy is dalk baie naby in die Here, maar sorry, uit 'n menslike-oogpunt, ek vind dit baie moeilik om vir jou te luister. Sorry, ek is net baie eerlik daaroor, maar ek het baie tyd vir predikante, wat hulle gesondheid omkeer vir die positief, al is hulle nou oorgewig, no problem, almal kan 'n foutjie maak, maar draai ten minste jou gesondheid om, laat jy vir jou gemeente 'n baie goeie voorbeeld stel, om reg te lewe, ook met wat jy eet, wat help het jy maak kos jou afgod, wat help dit dan? Wat help al jou geprekery dan? Dit beteken nie veel nie, in my opinie, is net my 2 sent, ek is 'n amateur op godsdienst, hoor, moenie nou dink ek is 'n professionele ou oor godsdienst nie. Maar die realiteit is, 'n mens moet reg lewe, en daar's 'n verantwoordelikheid op elkeen van ons, as jy glo, dat jy eendag voor die Vader sal staan en verantwoording doen, wat jy met jou liggaam gedoen het. Alright? En as die Here wil hê jy moet lewe tot 92 of 102, laat dit so wees. Maar Mattie, as jy verkeerd gaan eet, gaan jy nie daai 102 of daai 92 haal nie. Alright? So baie belangrik.
Ek kyk nou 'n video van Barry Manilow. Wie van julle onthou vir Barry Manilow, daai sanger, né? En ek kyk hoe hy op 82-jarige ouderdom, hy's baie mooi maar, né? Hy's nie te maar nie, maar hy's goed gebou, maar hy's glad nie oorgewig nie. En op 82-jarige ouderdom gee hy 'n aanbieding, jy weet 'n optrede. Op 'n 82-jarige ouderdom, en jy kan daai video gaan kyk. Hy dans en hy sing, en toe hy klaar is, toe stap hy so vinnig weg, met soos 'n jong man stap hy daar weg, né? Kyk na jou gesondheid, stel jouself op hoe jy eendag gaan wees, baie, baie belangrik. As jy hierdie like knoppie kan druk en die share knoppie, sal ek baie dankbaar wees. Schwab, daar is hy, dag sê, Schwab, welkom, né? Damien is ook hierso, welkom, né? Druk bietjie die share knoppie en die like knoppie, julle baie dankie dat julle dit daar druk. Ek kan sommer sien hoe tap jy daai skreen. As jy daai skreen so tap daar op TikTok, nee, hardloop hierdie ding. Frans, baie dankie. Yes, ek is so bly Frans het die live gerepost. Frans, baie dankie. Jy's 'n eyster my maat. Frans, ek wil net baie dankie sê vir jou vriendskap, né? Kom ek sê vir jou net, Frans het my al so baie geïnspireer, né? Frans kom van 'n baie moeilike plek af. Kom ek sê vir jou, hy het deur 'n swaar tyd gegaan, né? Baie swaar tyd, né? En kognitief, nee, emosioneel, nee, doen hy nou fantasties. Hoekom? Van sy selfvertroue het teruggekom en hy's baie versterk, nee. Hy het nou sy stats gegroei vroeër. En Frans is al 20 kg af, 15 cm, nee, sy gout is weg, nee. As jy vandag sukkel met gout, pas op vir jou brein, hoor. Gout vernietig jou brein. Ja, die urinesuur maak jou are hard, jy gaan begin vergeet, jy het 'n 44% risiko vir vaskulêre demensie as jy gout het. As jy hoë urinesuurvlakke het, het jy 'n 44% risiko om vergeetagtig te raak. Deel hierdie live met iemand vir wie jy omgee wat gout het. En as jy vir hulle omgee oor hulle breingesondheid, want onthou, jy gaan met die gebakte pere sit ander dag as hulle vergeet. Nee, dan as jy 'n familielid is en hulle kan nie lekker onthou nie, maar jy kon vir hulle 10 jaar terug gesê het, hoor hierso kry jou gout af. En met die karnivoor dieet kan jy jou gout afkry. As jy jou die karnivoor reg doen, maar wat doen die ouens? Hulle doen karnivoor verkeerd. Hulle drink verkeerde goed saam met karnivoor, hulle gebruik verkeerde souse, verkeerde speserye, hulle eet die verkeerde vleise, hulle eet verkeerde karnivoor produkte. Daar's sekere produkte wat ek vir die karnivoor vriende uitsny wat gout het, wat urinesuur het. En WhatsApp my, dan doen jy 'n coaching sessie met my, dan sorteer jy jou gout uit. R250 vir 'n coaching sessie van 'n halfuur lank gee jou 1 mindset bootcamp. As jy R300 betaal, dan kan jy die ApoB bootcamp bywoon. As jy dit so wil doen, die cholesterol bootcamp vir R300 kry jy mindset bootcamp en 'n halfuur coaching sessie, 200 resepte. Alright, elke dag 3 resepte en jy kan my elke dag WhatsApp. Jy kan vir my elke dag bordfoto's stuur. En ek vra dit vir al die coaching vriende, stuur vir my bordfoto's. Die coaching vriende wat die beste doen, is hulle wat getrou hulle bordfoto's stuur. Mense soos Santi, mense soos Frans, mense soos Johan en Nicolien. Hulle stuur elke dag hulle bordfoto's vir my en ek lewer kommentaar op elke bordfoto. En dit is waaroor dit gaan. Kry iemand wat jou accountable kan hou. Dis wat jy kort. Jy kort iemand wat jou accountable kan hou, want jy is nie accountable nie. Maar weet jy wat? Eintlik is jy accountable, maar jy weet dit net nie, né? Maar met die coaching, en wanneer jy hierdie wonderlike coaching vriende ontmoet, soos Frans, Nicolien, Santi, en al die ander wat ook hierso, ekskuus as ek nou nie jou naam noem nie, wanneer jy hulle ontmoet, dan word jy hulle gemiddelde. Glo my, jy wil iemand soos Nicolien ontmoet, jy wil iemand soos Hannelie en Santi en Frans en Denise en Desiree en al die coaching vriende en Pierre en jy wil hulle ontmoet. Hoekom? Want jy wil hulle gemiddelde word. Want hoekom? Hulle sit heel waarskynlik met probleme wat jy het. En jy kan met hulle identifiseer. Nee, jy vergelyk nie met hulle nie, maar jy identifiseer met hulle. As jy weet hoe moeilike tyd Frans deurgegaan het, né? Frans het deur 'n baie moeilike tyd gegaan, maar weet jy wat? Hy het sy lewe vir die positief omgekeer. Mense soos Willie wat nou sy getuienis gegee het. Willie is af met 37,5 kg. Nee, hy's 'n jaar op karnivoor, nee. Sy gout is weg. Alright. Daai ou se eyster, hoor. Hy gym op naweke, hy's vrek besig, nee. Willie is baie besig met sy besighede en weet jy wat, nee, Willie kom nou nog by
die bootcamps uit, en wil jy sy eister my maat, kom gee weer daai getuienis van jou, en dankie vir elkeen van julle wat julle getuienisse daar gee op die Mindset Bootcamps. Ons het maandag, ons het nou donderdagoggend 10:00, nou donderdag 10:00, het ons Mindset 36, die tweede opname, en dit is, as ek het reg het, is dit die eerste, dat ek het gou seker maak, is die 1 Januarie. 1 Januarie, hoekom? Want ons is committed. So dan Woensdag, wat nou môre is, die 31ste, 10:00 die oggend, het ons die Alzheimer's Bootcamp. So as jy vanaand nog 'n coaching sessie met my kan doen, dan kan jy nog die Alzheimer's Bootcamp bywoon. Maar al mis jy die Alzheimer's Bootcamp, jy kan dit bestel na die tyd. Dis alright, ons het 'n video-opname gemaak en ons sal môre ook. Ons het Sondag se video-opname al gemaak. Jy kry jou notas in Afrikaans. En so dis hoe dit is. Alright, julle, ek dink ons moet dalk groet. Ek dink was nou baie lekker geweest, maar ons gaan vanaand 8:30 live. Hoekom? Want ons is lus vir karnivoor, en ek wil vanaand vir julle vertel hoe ketose werk, en hoe ketose jou gaan help om jou doelwitte te bereik, ook jou kognitiewe doelwitte, en jou inflammasie doelwitte, en ook jou breinfunksie verbeter. Ek gaan vir jou vertel vanaand 8:30, hoe werk ketose, en as jy hierdie nou sien, deel dit met iemand, dat hulle vanaand 8:30 inskakel op die live op TikTok en op Facebook, en WhatsApp my nommer is in die bio. Ek sê vir julle almal baie dankie. Frans, baie dankie, dit was sommer lekker geweest met julle almal hier te sien. Jade, dankie dat jy hier so is, en WhatsApp my, JC, baie dankie dat jy hier was. Magda, groot waardering. Willie, jy's 'n eister my maat, 1 jaar karnivoor. Louis, 381 dae karnivoor. WhatsApp my maat, laat ons 'n pad saam kan stap. Al is jy 'n langtermyn karnivoor, stap 'n pad saam met my. Want weet jy wat, dit is net so, dat as jy 1 vuurhoutjie vat, en jy brand hom, dan gaan hy mos nou net so bietjie brand, maar vat nou 30 vuurhoutjies so bymekaar, en jy steek hulle almal aan die brand, dan kyk jy of jy hulle kan doodblaas. Nie sommer nie, hoor. Alright, en dit is presies waaroor die coaching gaan. Jy klankbord dit wat jy dink jy weet, daar met my en met die coaching vriende op die Google Meet. Dis waar jy coaching vriende ontmoet. Maar as ek en jy die coaching gaan doen, dan doen ons dit one-on-one op 'n WhatsApp video call, en jy kan my op jou WhatsApp hê. So stuur hierdie live, ek sal dit nou repost, stuur hierdie live vir iemand vir wie jy omgee, en dan sien ek julle vanaand 8:30 op TikTok en Facebook. Santi, baie dankie dat jy was. Charlotte, baie dankie, groot waardering. En daar's hy, Jaco, jy's 'n eister my maat, mooi bly. Groete daar vir Gina, en Magda, mooi bly. JC, Nkoda, mooi bly. Johan, Nicolien, groete daar vir Annelie, en dan Louis, jy moet mooi bly. As hy Louis gooi sommer sy stats daar so 14 kg af. Louis, baie dankie. 14 kg af, gewigverlies minimaliseer na knieoperasie in April, November, en baie ander veranderinge. Louis, jy's 'n eister my maat, jy's 'n eister. Groot waardering. Nou ja, daar's hy. Alright, so goed, daar's hy, en daar groet ons die mense. Kom ons kyk wie's nou nog daarso. Alright, sien julle vanaand, lekker mooi bly, Baie dankie dat julle hier was. Cheers julle, Estelle, mooi bly. Bye julle, bye.